Soos beloof gesels ons dan met Roland verder vandag en ons fokus bietjie weer eens op die Iran-oorlog wat internasionaal aangaan, maar ook plaaslik en ons gaan kyk bietjie wat met Langa Kommissie, Phala en al daai aspekte ook aangaan. So baie welkom vandag Roland. Baie dankie Johnny, altyd lekker om te gesels. Ja, weer 'n klomp goed wat ons na kan kyk. Yes, verseker. En ek wil dalk so 'n bietjie, ons het nou net met Prof Theo gesels oor wat in Iran aangaan, bietjie gefokus daarop. Wat is jou siening tans met veral met die verhouding tussen Israel en Amerika en wanneer die oorlog ophou? En ek dink dit is vir ons as landbouers en landboukykers nou 'n groot vraagstuk wat ons markte beïnvloed. Ja, dis 'n belangrike vraag. Plaaslike belange, maar ook natuurlik die grootskaalse risiko's wat daarmee gepaard gaan, die vernietiging wat aan die gang is en die menseslagting wat hiermee saamgaan, wat 'n baie duur prys is om te betaal in die konteks van wat gebeur. Dit was van die begin af baie duidelik en ons het al in die verlede daar gepraat dat Israel en die VSA het nie dieselfde benadering nie en het nie dieselfde einddoel nie. In breë trekke stem hulle saam, maar as dit by spesifieke detail kom, is daar baie belangrike verskille. En ons sien daai verskille al hoe meer na vore kom na mate die VSA probeer om die oorlog tot 'n einde te bring en te onttrek uit die streek uit. Daar's baie druk op president Trump om die oorlog te beëindig en om te onttrek. En dan saam met dit 'n normalisering van handel en pryse en die markte wat so deur mekaar hardloop. So belangrike doelwitte. Israel se doelwit is in terme van verklaarde beleid sy eie nasionale veiligheid en dit is waarom die oorlog in Libanon vir Israel so belangrik is. Maar daar is ook subtekst hier aan en dit is die persoonlike belange van die eerste minister Netanyahu. Hy is onder geweldige politieke druk homself. Hy moet in Oktober verkiesings gaan veg en op die stadium is sy koalisie dit hou nog, maar dit rafel so 'n bietjie uit. Daar's baie spanning binne die koalisie. En dan die ander konteks vir Israel is dat in die eksterne omgewing is Israel besig om geweldig geïsoleerd te raak. En al hoe meer van die state wat historiese bondgenote van Israel was, begin afstand skep. En die aanduidings is dat indien hierdie oorlog verby is, gaan Israel in 'n baie ander omgewing funksioneer en gaan onder baie druk wees. En daarom is dit so belangrik vir die Israelies, vir Netanyahu, om ten spyte van verskille goeie betrekkinge met Amerika te bou, want dit is sy enigste beskerming wat hy gaan hê na hierdie oorlog. So die feit dat president Trump druk plaas en begin sê maar genoeg is genoeg, is waarskynlik 'n baie belangrike teken vir Israel en vir Netanyahu en hy gaan baie ernstig hierna moet begin kyk. Nou dit maak die uitbreiding van die skietstaking wat gister in Washington beding is tussen Israel en Libanon ontsettend belangrik. Israel was op die punt om die hoofstad van Libanon, Beirut, binne te val. En ons weet dit is nie 'n binneval nie, dit is 'n vernietigingstoog. En die Libanese kan dit nie bekostig nie, kan dit nie toelaat nie, maar hulle het ook nie die vermoë om hulle self daarteen te verset en te verdedig nie. En Libanon is in 'n baie moeilike posisie. Hulle sit met Hezbollah wat 'n Iranse groepering ondersteunde, opgeleide en voorsien word van wapentuig wat binne Libanon optree teen Israel. So dis maar 'n proxy mag. Maar in die suide van Libanon het hierdie groepering om so geïntegreer met die bevolking dat dit baie moeilik is om 'n onderskeid te tref. En daarom die benadering van Israel van, wel, as ons hulle wil uitdryf, dan jammer vir die Libanese, hulle gaan ook teikens word. So hierdie is 'n baie belangrike ooreenkoms en weer eens die klem op die ontwapening van Hezbollah en die verwydering van Hezbollah uit die grensgebiede van Israel uit. Nou dit lyk asof beide Libanon en Hezbollah ingestem het om op te hou met Libanon is nie by gevegte betrokke nie, maar hulle het ingestem tot die ooreenkoms. Hulle moet gaan kyk na die ontwapening van Hezbollah, maar Hezbollah het ingestem tot die opskorting van aanvalle en die vervuur van missiele in die noordelike dele van Israel in. So dis 'n baie belangrike ontwikkeling en dit keer natuurlik dat Israel voortgaan met sy aanvalle en die hoofstad binneval. Maar dit het nie 'n einde gebring aan die operasies in die suide van Libanon nie. Dit gaan nog aan en 'n mens gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel op die kort tot medium termyn en wat die effek daarvan gaan wees. Dit kan baie maklik gebruik word beide deur Hezbollah en deur Israel om weer hierdie konflik aan te vuur.
indien hulle gaan dink dis in hulle eie belang. So dis 'n kwessie om dop te hou. Die belangrike onmiddellike effek is natuurlik die spanning tussen die persoonlikhede Trump en Netanyahu. Dit kan dit baie moeilik maak vorentoe. Nou dis die wat genoem word die oorlog binne die oorlog. As ons gaan kyk na die verhoudinge en wat gebeur in Iran self, nog steeds die spanning rondom die straat van Hormuz, nog steeds die spanning rondom die kernwapens en die nie-kernwapens, en daar is soveel teenstrydige berigte wat uitkom, dat dit moeilik is om sin te maak van wat aangaan. Wat interessant is dat Iran is nog steeds besig om aanvalle uit te voer op van die golfstate. Hy het gister die lughawe in Kuwait aangeval. Hy het aanvalle op Bahrein gedoen. Nou dit is in teenstelling of in stryd met die skietstaking, of die skietstilstand wat daar is, maar die VSA doen ook nog aanvalle, hulle sê dis selfverdedigingsoperasies, om te keer dat Iran aangaan en skeepvaart ontwrig. En daar's nou 'n klomp goed wat begin gebeur. Die afgelope tyd is daar omtrent 70 skepe, is die getal wat genoem word, wat met begeleiding en hulp van die VSA uit die straat van Hormuz uitgekom het en kon wegkom uit die gebied uit. Nou dis natuurlik nie die 100 plus skepe, 130 'n dag nie, maar dit is heel wat meer as die afgelope tyd waar geen skeepvaart nie. So daar's besig om goed te gebeur. Die vraag is hoeveel van dit probeer Iran keer en is hulle onsuksesvol of laat hulle dit toe om te kyk of hulle ook kan bydra tot de-eskalering. Laaste punt hieroor net, die interessante vir my is die onderhandelinge gaan voort. President Trump skets 'n baie meer positiewe prentjie. Iran ontken dat daar onderhandelinge is op die stadium en sê hulle gaan niks doen voor die oorlog in Libanon ophou nie. Die Pakistaanse bemiddelaars is hard aan die werk, hulle konsulteer en hulle ruil gedagtes uit. Nou dit maak die proses natuurlik baie moeilik, want die Amerikaners en die Iranese onderhandel nie met mekaar nie. Hulle onderhandel deur derde partye. Dit maak dit 'n moeisame proses en dit maak die proses natuurlik vatbaar vir waninterpretasie, vir waninligting en skep probleme in terme van die proses. 'n Laaste punt wat met die onderhandelinge verband hou, is die feit dat die VSA lyk of hulle terughou. Hulle reageer nie soos wat president Trump 3 weke terug, 'n maand terug gereageer het en gedreig het en selfs opgetree het nie. En 'n mens begin wonder of daar meer agter dit sit en of dit verband hou met die toenemende tekens van verdeeldheid binne Iran self. En dis 'n element wat moeilik is om van buite te bepaal, want dis nie toeganklik nie, maar dis ook iets wat oorskadu word deur almal fokus op president Trump, en wat doen hy en wat doen hy nie, en wat sê hy, maar dit lyk asof daar diep liggende verdeeldheid in Iran is, tussen 'n gematigde vleuel wat die onderhandelinge wil dryf, en 'n meer radikale vleuel, meer militaristiese vleuel, waarskynlik gedomeineer deur die revolusionêre wag, en hulle wil oorlog maak. Hulle wil hierdie onderhandelinge laat skibreek lê, want dit maak hulle sterker lyk en dit versterk hulle posisie binne Iran. Of dis die vermoede wat bestaan. So dit gaan interessant wees om te sien, is president Trump hier besig met 'n benadering van ons gee hulle geleentheid, ons hou 'n bietjie terug sodat hulle mekaar uitsorteer, of is dit 'n kwessie van ek moet uit hierdie oorlog uitkom so gou as moontlik. Nou daar is 'n argument wat sê dit is die dryfveer en dat president Trump ongeag die gevolge uit hierdie oorlog wil uitkom. Ek is nie heeltemal seker of dit so eenvoudig is nie. President Trump se hantering is vreemd, dis nie altyd voorspelbaar nie, dis nie altyd konsekwent nie, maar die feit dat hy baie uitdruklik verklaar het dat hy nie die middeltermyn verkiesings gaan gebruik om druk te plaas sodat hy dom besluite neem of nie kry wat hy wil hê nie, dis sy woorde, sê tog vir 'n mens dat hy stuur 'n boodskap. En die feit dat hulle nie ooreageer op dit wat in Iran gebeur nie, is dalk meer as net ons het belangstelling verloor en ons gee nie om wat gebeur nie. Maar weer eens, 'n mens moet kyk wat hier gaan uitspeel. Ek dink die basiese beginsel is hierdie oorlog moet tot 'n einde kom, want dit het 'n groot effek reg oor die wêreld en dit kan nie so voortduur nie. Roland, wanneer dink jy kan ons nou de-eskalering sien? Dink jy ons gaan nou meer en meer skepe begin sien wat deurgaan? Wat is jou gevoel vir die volgende, kom ons sê 4 weke?
Dit lyk vir my of die een verskil nou gekom het is, daar word nie meer gesê ons gaan dit doen en aandag gefestig op wat gebeur nie. Hierdie skepe het baie stil uitgevaar en dan word daar hier en daar gesê, okay, daar's nou soveel skepe uit. Moeilik om te sê, die risiko hiervan is groot in die sin dat as Iran een skip tref of sink, dan is dit 'n groot katastrofe en dan was die risiko van uitbreiding van die konflik, maar ook die risiko vir verdere skeepvaart in die straat van Hormuz. So ek dink die indruk wat ek is, dit word baie sensitief en versigtig gehanteer en dit word gedoen sover dit moontlik is. Maar die uiteindelike oplossing van hierdie probleem gaan wees die beëindiging van die oorlog. Ja. En oor onderhandelde ooreenkoms oor die sake wat ooreenkoms bereik kan word. Nou ons weet wat is die vereistes van beide kante. In terme van dit wat gesê word, is die partye nog ver van mekaar af oor kritiese sake, maar daar is ten minste aanduidings van dat die gesprekke gaan voort. Ek dink dis omtrent waar ons is. Ek weet daar is aanduidings van dit moet teen die tyd gebeur, dit moet teen daai tyd gebeur. Dis baie moeilik om te sê of dit moontlik gaan wees. En die een ding wat ons gesien het van die onvoorspelbaarheid van president Trump is, hy kan baie maklik 'n tydlyn opstel, maar hy kan net so maklik dit ook verskuif en ignoreer. Ja. En ek dink dit is hoekom ek sê mens gaan moet wag en kyk. Daar is aanduidings van ontwikkeling, maar dis nie voorspelbaar en dis nie vasgemaak op die stadium nie. Roland, plaaslik, die Madlanga kommissie, ek weet, daar's 'n persoon se koffiemasjien gesteel en al daai tipe goedjies wat rondom dit uitkom en Pala, as jy dalk vir ons so 'n bietjie op die plaaslike front ook so 'n bietjie kan sê wat se nuutste nuus nou. Goed, net 'n paar opmerkings oor die Madlanga kommissie. Die tweede verslag is nou aan die president oorhandig. Nou ons weet hierdie verslag gaan nie bekend gemaak word nie. Dit is ter info van die president, maar ons het al ook gesien dat daar reeds stappe volg in terme van die Madlanga kommissie wat byvoorbeeld nie gedoen is in die Zondo-kommissie se geval nie. So die Madlanga kommissie werk anders. Dit het natuurlik 'n baie spesifieke mandaat en 'n baie spesifieke fokus. Dit wat uit die kommissie uitkom op die stadium is 'n bevestiging van wat ons in die verlede gesien het. Wat wel belangrik is, dink ek, is dat ons sien hier hoe dieselfde tegnieke en benaderings gebruik is om opponente uit te skakel wat te moeilike vrae begin vra of te naby begin weeg aan die gevestigde belange van mense binne die polisie, binne die valke ensovoorts. En dit is jy diskrediteer, jy kla aan en jy skuif mense. En so dis 'n bekende manier van doen. Wat ons sien is dat dit ook op 'n laer vlak binne die polisie gebruik is. En dit word gebruik deur senior mense wat waarskynlik belange het by misdadige optrede of by persone wat by misdaad betrokke is. En ek dink nie dis 'n ongegronde stelling om te maak nie. Ja. Wat belangrik is van Madlanga is dat soos wat die kommissie vorder, word mense aangekla. En daar's 'n hele klomp mense in die hof, omtrent die hele topbestuur van die polisie is al aangekla. En dit lyk asof daar baie sterk klem gelê word op ondersoekwerk, so vinnig as moontlik, sodat sake voor die hof kan kom en dat mense nie sommer net borgtog kry en kan aangaan met wat hulle doen nie. Die belangrike mense wat sover aangekla is, en dis nie net senior mense nie, sukkel om borgtog te kry en dis 'n goeie teken. Want dit is mense wat waarskynlik gaan inmeng met getuies en met getuienis en die saak gaan probeer beïnvloed. En natuurlik weet ons met die Madlanga kommissie baie duidelik, hierdie mense het 'n risiko effek ook op die lewe van getuies. So dit word anders hanteer, is 'n positiewe teken. Wat vir my belangrik is om te sien hoe hierdie proses ondersteun word. Dit word nie in die wiele gery vanuit kabinets en regeringskant soos wat ons gesien het met die met die Zondo-kommissie byvoorbeeld nie. Daar's niks van daai wat ons op dusver kan waarneem nie, daar's ondersteuning. En ek dink die ander ding en mense kan dalk sê ja, dit beteken niks. Maar daar's werklike kommer en erns met wat hier uitkom. Die president verwys baie na dit, meer as na enigiets anders.
en hoe belangrik dit is om hierdie kwessies te hanteer. Nou natuurlik is hy onder groot druk in die regering van nasionale eenheid, maar hy is ook onder baie groot druk vanuit die parlement en vanuit die bevolking in Suid-Afrika, wat baie anders begin reageer op dit wat nou gebeur. As ek miskien net in daai konteks kan terugverwys na die parlement. Die parlement se rol is besig om baie belangrik te word, soos wat dit veronderstel is om te wees, maar ook baie meer prominent te word as wat ons aangewoond geraak het oor die afgelope 30 jaar in Suid-Afrika. Nou dit hou verband met die ANC se verlies aan mag. Dis nie meer die meerderheidsparty nie, maar dis ook nie meer 'n dominante politieke party nie. Dit beteken dat portefeuljekomitees het voorsitters van oppositiepartye. Die Palapala kommissie is 'n spesiale voorbeeld, dink ek, waar die ANC baie hard probeer het om 'n ANC-voorsitter in te kry en doeteenvoudig dit nie kon doen nie want hulle het nie die getalle nie. Anders het hulle dit deurgedruk. Dit beteken dat die komitees funksioneer sonder die sensitiwiteite vir die interne politiek van die ANC. Dit beteken nie dat daar nie baie politieke, soos genoem word deesdae, politieke teater in die proses is nie. Dis nog steeds daar. En die verpolitisering en opportunisme is nog steeds daar. Maar onder dit sien 'n mens 'n baie meer gefokusde en funksionele benadering wat die parlement meer effektief maak en hopelik oor die langer termyn die rol gaan laat speel wat dit veronderstel is om te speel. En dit gaan maak dat die parlement meer effektief sy oorsigrol kan speel, maar ook verantwoording kan afdwing. En die Palapala komitee is waarskynlik een waar ons, indien die komitee sy verloop neem, dit gaan sien. Ons wag vir die verslag van die ad hoc komitee oor wat onder andere kyk na die hele kwessie van die polisie en die beweringe wat generaal Mkhwanazi gemaak het. Daar het alreeds hier en daar is daar kommentaar gelewer oor en kritiek uitgespreek teen die president, dat hy niks doen. Nou, met die Madlanga kommissie, dink ek nie kan ons dit heeltemal op dieselfde manier hanteer nie, want hier gebeur op die stadium, daar kan dalk meer gebeur, maar daar gebeur baie meer as wat ons aangewoond geraak het. En ek dink dit dui vir ons dat die dinamika in die politiek is besig om te verander. Waar ons dit nie sien nie, is 'n plaaslike regering. En ek wil Johannesburg uitsonder. As ons kyk na die toespraak van die burgemeester voorverlede week met sy begroting wat hy aangekondig het, of met sy stadsrede wat hy aangekondig het en die begroting wat aangekondig is. Ek meen dit hou net nie verband met die werklikheid nie. Die goed wat gesê is totaal irrelevant en onsamehangend en onmoontlik. So daar is 'n bietjie van 'n ek wil die Engelse woorde gebruik, 'n make-believe wêreld wat geskep en aangebied word. Maar wat belangrik is dit word nie meer so aanvaar nie. Dit word baie sinies aanvaar en dit word baie afwysend aanvaar. Nou goed, kan ek sê die mense wat gaan stem aan die einde van die jaar gaan dit half ook nie meer so aanvaar nie. So dit kan ook dalk nou nog addisionele druk sit. Wel, daar's twee elemente. Die een is die ANC gaan nie verdwyn nie, dit weet ons. En die ANC gaan nog steeds 'n krag in die politiek bly op plaaslike vlak, maar nie 'n meerderheidskrag nie 'n dominante rolspeler nie. Aanduidings is dat die ANC op die stadium so rondom 30% steun gaan kry, byvoorbeeld in Johannesburg. Nou dit maak dit waarskynlik die grootste of tweede grootste party nog steeds. So dit bly 'n politieke mag, maar dis nie meer 'n party wat alleen kan besluit nie. Ek dink die tussenverkiesing verlede week in Mfuleni waar die DA vir die eerste keer ooit 'n wijk in 'n volledige, noem dit maar 'n township of 'n swart kiesafdeling gewen het onmiddellike effek gehad. Skielik lyk dit of die ANC wakker geskok is. En dit onmiddellik die burgemeester herroep, die sekretaris-generaal Fikile Mbalula het nou opdragte gegee dat mense kan nie 'n pos in die party en in die regering beklee nie, in plaaslike regering nie. Hulle moet binne 30 dae kies wat doen hulle en poste ontruim. Daar's ander burgemeesters wat nou gesê is hulle gaan herroep word want hulle lewer nie dienste nie. Nou die ironie hiervan is dat hulle lewer al vir die afgelope hoeveel jaar nie dienste nie. Ek sê dekades. En ek in my interpretasie hiervan, en ek herhaal my nou want ek het dit al op ander forums ook gesê, die ANC se vermoë om te regeer kom nou onder druk.
Nie vermoë in die sin van ek doen goed nie, maar vermoë om te sê ek beheer en ek sit in regering en ek kyk na my eie belange. Daai word nou bedreig. En nou skielik spring die party aan. My opsomming hiervan is die ANC se reg om te regeer weeg vir hom swaarder as sy verantwoordelikheid om te regeer. Wow. En hierdie reg word nou bedreig en nou skielik spring die party om. Is dit te laat? Gaan die party iets kan red? Dit gaan die kiesers vir ons sê wanneer ons einde van die jaar in November by die verkiesing kom. Maar dit is belangrike gebeure wat besig is om af te speel. Nou iets wat hiermee verband hou wat baie belangrik is natuurlik om 'n verkiesing te veg, moet jy geld hê. En ons het hierdie week gesien die verkiesingskommissie het nou die nuutste kwartaalsyfers bekend gemaak oor skenkings aan politieke partye en wat hulle daarmee doen of waar dit vandaan kom. Hulle moet verkiesings veg daarmee om hulle partymasjinerie daarmee finansier. En dis baie interessant, die ANC sukkel duidelik om geld te kry. Nou ons weet, hulle het finansiële probleme, maar een van die redes waarom hulle sukkel om geld te kry, is dat in die verlede het hulle baie geld gekry deur mense wat staatstenders gekry het en dan 'n deel van die geld aan die party terugbetaal het om dankie te sê vir die tender. Daai kraantjies word nou baie vinnig toegedraai en dit beteken die ANC sit in die knyp, want geen mense wil vir hulle geld gee om te doen wat hulle tot nou toe gedoen het nie. Nee, ja, dis En dan sien ons 'n party, ja, en dan sien ons 'n party soos die DA kry geweldig baie geld. Nou daai is belangrike geld want dit maak 'n goeie verkiesingsveld tog moontlik. Roland, ons sien dan nou redelik xenofobie ook nou wat weer pos vat of weer vlam vat. Hoekom dink jy spesifiek nou dit enigstens iets te doen met soos ons meer druk op die regering kry en na ons verkiesings toe beweeg? Ek dink dit het te doen met die druk wat mense onderleef, die sosio-ekonomiese druk wat mense onder verkeer. Die lewenskostestygings wat as gevolg onder andere van die konflik in Iran en die Midde-Ooste wat mense raak, definitief. Maar dan het ons ook 'n klomp goed in Suid-Afrika gesien wat druk op mense plaas. Ons het baie probleme hierdie jaar met weersomstandighede, vloede, die skade wat dit, die ontwrigting wat dit bring, die effek van al hierdie goed op werkloosheid wat toeneem. So daar's baie meer druk op mense. En ek dink dit is alles besig om op te bou. Saam met dit en amper die onvermoë van die staat om dadelik te help met dit ook natuurlik of om ondersteuning dadelik te te help of om enigsins te help. En ek dink dis vir my die tweede punt, dat die afwesigheid van die regering by hierdie goed en tot in die afgelope week absolute stilte in die regering. Nou die feit dat die regering nie aktief is nie wetgewing toepas nie mense beskerm nie die reëls toepas nie. Want baie van dit wat hier gebeur is onwettig. Al voel jy empatie met mense, jy kan nie die wet in eie hande neem omdat dit gebeur nie. En die staat is afwesig in hierdie konteks. En dan die derde faktor wat bykom, is ongetwyfeld die opbou wat begin rondom plaaslike regeringsverkiesings. Ons sien heelwat politici wat hierdie as 'n mobiliseringsagent gebruik om steun te werf vir hulle self in die plaaslike regeringsverkiesings. Nou die konteks van die regering hier is baie belangrik. Vanuit 'n nasionale perspektief moet die wette toegepas word. Daar's hofuitsprake wat die polisie verplig om sekere optrede te neem, maar hulle doen dit nie, hulle is afwesig. Die vraag is, kan hulle dit nie doen nie of wil hulle dit nie doen nie? En ek het 'n idee dis so 'n bietjie van beide. Die effek hiervan is dat mense al hoe meer openlik begin optree, in hulle eie belang begin optree. En dit skep onhoudbare situasie. Nou het ons gesien, die president het gereageer in die parlement gister, die minister van polisie reageer en sê, ons gaan nie 'n noodtoestand afkondig nie, maar ons het ons strukture in plek, ons het mense ontplooi, ons weet waar's die sogenaamde hotspots en ons gaan hierdie goed hanteer. So daar skielik nou beweging. Nou die interessante is dat dit lyk asof, soos in die res van die wêreld, het hierdie idee rondom vreemdelinge, onwettige immigrante, en dis 'n belangrike punt. Die argument is nie dat onwettige immigrante reg is nie. Die woord onwettig sê klaar vir jou, dit hoort nie so nie. Die kwessie hier is, hoe hanteer jy dit?
Jy kan nie goedsmoeds mense gaan aanval, hulle huise afbrand en sulke tipe goed nie. Ja. Dis die rol van die regering en die regering het dit nie gedoen nie, kan nie dit nou doen soos wat dit gedoen moet word nie, maar lyk of hulle besig is om te probeer om iets te doen. So daar is ontwikkeling. Die belangrike punt hier is dat dit kan baie maklik lei tot wetteloosheid. En dit skep konflik dan tussen Suid-Afrikaners en hulle eie regering. So dis 'n belangrike punt om in gedagte te hou, want dit is 'n basis vir grootskaalse onstabiliteit. Tweede belangrike punt is dat die regering onder druk kom ook vanuit partye in sy eie in die geleedere van die regering van nasionale eenheid wat betrokke is, wat uitsprake maak wat onaanvaarbaar is. Ons sien nie dat die president daar enigstens binne sy eie party of in die ander partye sê hierdie kan nie toegelaat word nie. Hy praat so in die algemeen dat ons sal dit nie toelaat nie en dit moenie gebeur nie en ons sal nou die wet begin toepas. Nou dis 'n interessante punt. Waar word die wet nou toegepas? Die uitsprake wat ons aanvanklik kry is meer inspekteurs om by besighede te gaan inspeksies doen. Ander word grensbeheer opgeskerp, ordentlik, nie gepraat nie, befondsing, ontplooiings ensovoorts. Wanneer word polisieering opgeskerp? Want dit is die eerste goed wat jy moet doen. Wanneer word daar deur die president gepraat en gesê, maar dit is die redes hoekom ons nie hierdie kan toelaat nie, en dit is hoe ons dit nou gaan doen, meer gedetailleerd. Dit gebeur nie. So hier's 'n vakuum wat bestaan en dit word uitgebuit. Laaste punt hieroor wat baie belangrik is, en dis die een wat mens nie moet onderskat nie, is hoe die persepsies van wat hier gebeur, Suid-Afrika in sy eksterne omgewing gaan beïnvloed. Ons sien reeds dat daar uit Afrika uit geweldige druk kom, Ghana wat ons by die Afrika Unie gaan aanmeld het, Nigerië wat uitsprake maak, Malawi wat nou sê hulle gaan burgers uit Suid-Afrika onttrek. Nou, dit is alles belangrike stappe, want mense wat onwettig in die land is, kan nie hier bly nie. Geen probleem daarmee nie. Die groot ding is, hoe word dit gedoen? En hierdie kan baie maklik ontaard in 'n kruitvat wat grootskaalse onstabiliteit en konflik tot gevolg kan hê, en dit kan Suid-Afrika nie op die stadium bekostig nie. Wat nodig is leierskap en gerigte optrede om seker te maak dat dit nie gebeur nie. Roland, ek wil gou by jou hoor, as jy nou gaan dink aan vorige verkiesings, soos ons die paar maande voor die verkiesing, watse tipe uitsprake kan kykers dan al verwag? En ek dink hierdie kan ook nou erger wees, omdat die ANC nou baie meer onder druk hierdie jaar is, so hulle kan die uitsprake kan al bietjie meer drasties wees, soos hulle dan nou benoud raak, maar wat kan ons amper verwag, soos byvoorbeeld hierdie xenofobiese goed wat jy nou van praat, maar kan ons weer goed hoor soos grondonteiening of die nasionale health bil, of kan van daai goed nou weer uitkom om hierdie mobilisering te begin aanmoedig? Ek wil my antwoord begin deur te sê, ek begin al hoe meer die indruk kry dat die ANC weet nie meer watter kant toe nie. Dit lyk asof hulle bietjie amper rigtingloos raak, want daar's te veel druk op hulle. Maar wat kan ons verwag? Ons sien dat die president en die mense naby aan hom vaskop rondom BBBEE, gelykstellingsaksies, versnelde transformasie. Ons het gesien wat hierdie week gebeur het rondom die teikenstelling van aanstellings by maatskappye, die grondwethof wat hierdie aansoek teen dit verwerp het. Nou goed, nou moet daar ander paaie gevolg word, want hierdie goed het wesenlike gevolge vir almal. Die nasionale gesondheidsversekering het ons nou al gepraat, het nou 'n terugslag gekry, maar die regering in terme van sy uitsprake bly verbind daartoe, asof hulle glo dit gaan die ding wees wat hulle gaan red. Maar dan sien ons iets anders wat begin gebeur. En dit is dat in die ANC word daar nou skielik gefokus op vervanging van mense, op 'n verdeling van partybelange en staatsbelange. Nou dis baie laat in die dag, maar dit sê vir 'n mens. Maar daar's ook ander partye. Ons moet begin kyk wat sê partye soos die Patriotic Alliance, wat hierdie vlammetjie van vreemdelingehaat gebruik. Ons moet kyk wat sê partye soos Action South Africa wat hierby betrokke is. Ons moet kyk wat is MK besig om te doen. MK het besig om 'n nuwe grondbeleid te wil saamstel. Hulle wil die grondwet wysig. Die staat moet alle grond besit. En dis interessant dat hulle neem nou hierdie debat oor
En die vraag is, gaan die ANC daai debat kan beheer of gaan die ANC sê okay, nou moet ek uit hierdie debat uit wegbly. Dis nie meer in my belang nie. En ek dink dit is die kwessies wat 'n mens gaan moet sien. Maar as ons gaan terugkyk in die verlede, kan ons waarskynlik aanvaar ons gaan redelike drastiese uitsprake van sommige mense kry. Dalk nie die president self nie, hy sal met die temas aangaan wat hy aangaan, maar 'n tema wat hy bybring nou is die klem op goeie regering en dit wat bereik word. Nou daar is suksesse, daar is goed wat bereik word, daar is veranderinge, maar dis baie stadig, dit is nie altyd in die openbare oog nie, en die vraag is toenemend, is dit die prestasies van die ANC, of is dit die prestasies van ander rolspelers wat ingetrek word om dit moontlik te maak? Nou dit is alles goed wat ernstige vrae laat ontstaan oor die regering in die makro-konteks, maar ook gaan uitdagings bied aan die partye binne die regering vir nasionale eenheid. Bly hulle daar, hoe lank bly hulle daar, op watter basis bly hulle daar, of gaan die argument wees, ons bereik soveel, ons het stabiliteit, weer eens die bangmaak benadering, wat sê die alternatief is dood eenvoudig te erg om na te kyk, en dit is 'n erge alternatief as jy nie in die EFF of MK party is nie. Ek dink nie ons moet dit probeer wegpraat nie. Ja. So daai politiek gaan aangaan, maar ons kan verwag dat daar vreemde uitsprake gaan wees. Ons kan verwag dat die druk gaan opbou en ons kan verwag dat daar baie spanning gaan kom. Die vraag is, wie gaan die proses stuur en wie gaan die proses beheer? Gaan dit die randelemente wees, die wilde manne wees van die politiek, soos die MK, of gaan dit gestuur word vanuit die presidensiële konteks, saam met die partye binne die regering vir nasionale eenheid? En dis 'n kritiese vraag. Gaan hierdie partye hulle interne verskille kan bestuur sonder om die regering vir nasionale eenheid te destabiliseer? Of gaan dit 'n kwessie word van elke ou veg nou vir homself, ons sal later bekommer oor die gevolge daarvan? Ja, dis nog 'n goeie vraag, maar weer eens, ek dink dit kan die stabiliteit rondom die RNJ en politiek en moontlik oorspoel na die ekonomie toe, ook so 'n bietjie, hoe kan ek sê, onder druk sit, soos ons na die einde van die jaar toe gaan. En dan bo-op al die goed is nog die Iran-oorlog en daai onstabiliteit wat van daai kant af kom en van Amerika se kant af en alles. Ja, so. dan moet Dit ons is 'n begin paar kyk, goedjies. nee, Amerika begin al hoe meer fokus na sy interne politiek en dit natuurlik het 'n ander effek soos tariewe wat nou weer op die tafel kom en daai Ja, tipe van natuurlijk. goed. Ja, wat nou natuurlik 'n ekstra vraagstuk vir ons boere daar buite sit. Ag, baie dankie Roland. Dan gesels ons weer volgende week. Ek kan nie wag nie. Ek dink daar gaan weer natuurlik baie nuus wees. Ons kan elke week 'n lekker gesels daaroor. Maar ek dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer dit baie. Dankie Johnny, groot plesier Dankie. soos altyd.